Goeiemôre, good morning. Dit is 2026. Happy New Year! Mag ons nog dit sê, dis die 12de. Ja, maar dis happy, dis ons eerste keer dat ons nou hier so asseblief, I'm happy. Happy New Year. Ek wil net sê, is this thing on? Weet ons nog hoe om hierdie ding te doen? Wel, ons is amptelik terug op ons pos en ons wens vir jou 'n geseënde nuwe jaar. Sê gou vir my, het julle enige nuwejaarsvoornemens wat julle regtig wil inspann hierdie jaar? Ek het definitief. Ek wil beter slaap. Meer slaap. Dit is belangrik, né? Ja. They say sleep is the best way to actually just fix so many problems and stuff in your life. It's like the best performance enhancing drug is sleep. Ja. Beter. Nee, ek het geen nuwejaarsvoorneme van nou aan. Okay. Ek gaan dalk besluit om een keer die lotto te speel en dis wanneer ek gaan wen. En Dan jy, moet jy met ons Ross? deel. Ja. Ek is nie regtig 'n nuwejaarsvoornemens mens nie. I just kind of try and be better than I was the year before, but I don't do stuff specifically as a New Year's resolution, want dan stel ek myself net te leer as ek dit nou nie volhou vir die jaar nie. So, we'll see how it goes. Nou ja, ek het 'n voeltjie oor fluit dat daar 'n knaller van 'n episode. Hey. Ons begin die jaar op 'n hoë noot en hier is waarna jy kan uitsien. Lenet Beer kom gesels oor nuwejaarsvoornemens. Arnold is hier met al die sporthoogtepunte. Thys bespreek finansies. Ons gesels oor die kleuter en baba winkel, Kidoko en nog vele meer. So lekker. heel wat op die spyskaart vanoggend. Baie opgewonde daaroor, dames, en dit was omtrent 'n lekker besige tyd ook gewees rondom Desember. Gesien mense vlieg herwaarts en derwaarts en al daai lekker dinge. Hoe voel julle oor vlugbeplanning en daai tipe van dinge? Laat dit jou 'n bietjie uitstres, Els? Ja, ek moet sê ek is gewoonlik nogal op my senuwees. Meestal ek wil net betyds wees, jy weet. Ja. En nie te laat wees vir die vlug nie. Are you stressed about timing or are you just Ja. a nervous flyer generally? Nee, ek dink dit is maar net om op die vlug self te wees, Ja. maar Okay. ek was nog nooit bang daarvoor. Is die een ding om betyds te wees? Hoe voel jy as die vlug vertraag word? Gee my net 'n heads up, asseblief. Ek was onlangs, ek dink dit was Oktober, toe is ek moes Kaap toe gaan vir werk en ek was in die lounge of wat ook al en toe gaan ek na my hek toe en toe is die vlug vertraag vir 2,5 ure, maar ek het nou reeds die lounge verlaat, so ek was soos ek kan nou nie weer teruggaan nie. En dit was heen en weer van hierdie hek na die ander hek en so that's a little bit annoying, but otherwise I'm pretty chilled about it. If it's delayed, it's delayed. Net voordat jy aangaan, ek wil net sê die lekker deel daarvan was sy het my heeltyd op hoogte gehou. Ek onthou daai. Lekker met jou gesels. Dis nou 2 ure, dis nou 3 ure. Wel, ek het baie goeie nuus gekry om sulke gevalle te vermy. Ja. FlySafair Air is onlangs aangewys, FlySafair as die mees stiptelike lugledery in die Midde-Ooste en Afrika met meer as 91% van vlugte wat betyds aankom. Volgens die Cirium 2025 On-Time Performance Review het FlySafair selfs beter gevaar as sommige van die wêreld se grootste internasionale luglederye. Al kwalifiseer hulle nie amptelik vir die globale ranglys nie. Cirium sê dat FlySafair se sukses weens presiese skedulering, vinnige omdraaitye en slim gebruik van regstreekse data is. Die lugredery het ook erkenning gekry vir hoe hulle ontwrigtings hanteer, ondanks uitdagings soos lugverkeerbeheer en lughawe infrastruktuur. Dis nog 'n groot oorwinning vir Suid-Afrikaanse lugvaart met Airlink en South African Airways wat ook onder die top 25 stiptelike luglederye wêreldwyd tel. Dis amazing, né? En ek dink hulle is onder die top 5 of die top 10. Weet jy hoekom dink ek is hulle so betyds? Want ek is daai mens wat my sitplekgordel baie mooi Natuurlijk. terugsit sodat hulle gou die turnaround kan doen. Nu doen jy dit as hulle dit vra. Ja, absoluut. Ek dink, shame, hulle vra so mooi. Imagine nou jy's 'n mens wat dit nou net los en dan gat jy. So asseblief luister vir die mense, hulle sê so mooi. Behalwe vir die gordel is dit ook goed om jou gemors ook saam met jou te vat, né? Doen jy dit ook? Ja. Die Absoluut. Ja, nee, ons is vir hulle voorbeeld travelers. 100%. Net pas op of ons is een van die dae ambassadeurs. Daarvoor sal ons nie nee sê nie. You have teenage kids, Ja. Pieter. I'm kind of heading in there. My son is 11, my daughter's 8. How familiar are you guys generally with teenage slang? Nee, ek moet vir jou sê, ek het al 'n paar gesê, waarvan praat jy? Sissie, wat bedoel jy nou? Ja. Wat se woord is dit? So nee, ek is nie aan top of dit nie, maar ek begin nou al so 'n bietjie verstaan. Jy begin al 6, Hier en daar, maar alles 7. elke
Wat was dit? Ek weet tot vandag toe nie wat dit was. In my geval hoegenaamd glad nie. Glad nie. Wel, ek gaan nou vir jou 'n bietjie ietsie leer, Elsa. Sal ons Oxford maar. University Press has just revealed their word of the year for 2025. Rage bait. So, what is rage bait? Simply put, it's online content deliberately designed to make you angry or outraged just to get clicks, shares, or comments. So the type of posts that make you type something in all caps and you roll your eyes and then you just keep scrolling. Now, some might argue that rage bait is actually 2 words, but Oxford says that when used as a compound expression, it counts as 1 word for their purposes. According to experts, the reason rage bait took the top spot this year is because there's been a huge surge in its use across social media and online platforms, showing just how much provoking reactions has become part of the way content is created and shared today. So the next time you find yourself grumbling at a headline that seems designed to annoy you, you might just be staring at a little bit of rage bait. It's not the first time that Oxford has chosen an internet-related entry. So I would like to play a little game with you because in 2024, the words or the concept brain rot was the word of the year. You want to play this game after we've just told you that we don't have any idea. Yes, Peter. Okay, so enlighten us. Okay, so 2024, brain rot. What do you think brain rot is? By definition. Seker maar wat dit sê. Brein rot. Ja, iets wat nie stimulerend is nie. Ja. Inhoud wat nie stimulerend is nie. Ja. Né? Kyk hoe mooi sê dit en dit is so 'n perfekte beskrywing, maar dit is 100% reg. So brain rot is like stuff that you just kind of watch or engage with. It's like endless mindless scrolling that leaves your brain fried. Jy hoef nie te dink nie, jy sit net Dit was op watter brain jaar rot. sin? 2024. So met ander woorde TikTok. Presies. Right. The next one, I think you guys know this. Riz. R-I-Z-Z. Riz. Nee, ek ken dit vir Raz. Well, maybe you think Raz has Riz. Who knows? Yeah. Who knows? I think I've got Riz. I think I do. If that's a nice enough clue for you guys. Dis iets met haar persoonlikheid. So it's like it's the middle part of a word. Riz. Nee, ek gaan nou Charisma. rus op haar. Yes. Ding, 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 Ek ding, loop ding, Voor ding. hierso. Well done. Yeah. So if you got Riz, you got charisma, and you can also like Riz someone up. So as jy iemand probeer opchat Oh, of wat ook really, al. Kom ek het nog een, maar hierdie is my gunsteling een. Ek het hierdie vakansie bietjie hierdie gedoen. Daar is 'n leidraad. Goblin mode 2023. Nee, You want to go full goblin mode? nee, ek het geen idee nie. Is dit ja, ek het ook nie idee nie. Is dit 'n pretpark te doen? Nee, goblin mode is as jy just niks wil doen nie. Like you just sleep all day in your pajamas, watching just nonsense reality January shows. is goblin mode, man. Self-indulgent. Goblin mode was my vakansie. En daar het julle dit. Weet jy wat? Dis Love goeie the woorde, Riz. good morning. Ons leer elke dag iets nuuts. Baie dankie, Ras. Groot plesier. Ja, jy kan ingeskakel bly net hierna gesels ons oor padveiligheid gedurende die afgelope feesseisoen. Bly ingeskakel.